Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Goeiemôre almal. Ek lees vir ons Psalm 20 uit die Afrikaanse direkte vertaling van 2020. Julle kan op julle blaadjies saamvolg of in julle Bybels. Hierdie is die woord van God. Vir die musiekleier, 'n Psalm van Dawid. Mag die Here u antwoord op die dag van benoudheid. Mag die naam van die God van Jakob u beskerm. Mag hy vir u hulp stuur uit die heiligdom en u uit Sion ondersteun. Mag hy al u offergawes in gedagte hou, u brandoffers aanvaarbaar vind. Mag hy aan u gee wat u hart verlang en elkeen van die planne laat slaag. Ons wil juig oor u verlossing in die naam van ons God, die vaandel hoog hou. Mag die Here aan al u versoeke voldoen. Nou weet ek dat die Here sy gesalfde verlos. Hy sal hom antwoord uit sy heilige hemel met kragtige verlossingsdade van sy regterhand. Party beroem hulle op strydwaans, ander weer op perde, maar ons beroem ons op die naam van die Here ons God. Hulle sak in mekaar en val, maar ons staan op en bly staande. Here, verlos tog die koning. Mag hy ons antwoord op die dag wanneer ons roep. Goeiemôre Ligpunt. Dit is baie goed en baie lekker om weer hier by julle te kan wees en om te kan preek. Ek weet ons almal sê dit, maar ek bedoel dit uit my hart uit wanneer ek sê mag die Here julle seën met 'n baie goeie jaar. En dit is goed om weer terug te wees. Vir van julle was dit dalk 'n paar weke vakansie. Vir ons het die voorreg gehad om, ek was 3 maande laas hier by hierdie kerk. En ek kan opreg sê dit is 'n massiewe vreugde om weer by julle te wees. Ja, ek wil nie lelik voorkom nie, maar ons het 'n lekker kerk. Soos ek was nou by 'n paar ander en hulle is ook goed en dien God op amazing maniere, maar ek is meer lief vir julle en baie lief vir hierdie kerk en wat die Here hier doen. En so asseblief hoor my hart. As jy nuut is, dit is wat ons noem 'n humble brag. Maar ek bedoel dit met die mooiste hart. As jy nuut is, wil ek ook saam met Dewald jou net verwelkom hier by ons. Die ander ding wat ek besef het terwyl ons net so 'n bietjie weg was is dit is baie moeilik om in te stap by 'n nuwe kerk. Soos ek soos 'n pastoor, ek werk vir die kerk en my knie het gebewe op tye. Soos wat ek daar met die groot massas mense om my staan en ek weet nie wie, wat, waar of hoe nie. En so as jy hier is, ek besef, dit is 'n intimiderende ding. Ek hoop jy voel tuis hier by ons en dat jy jou plekkie hier by ons sal vind. Ek gaan inspring. Ons is besig in die reeks Psalms vir perspektief en dis nodig vir die jaar. En ons gaan kyk na Psalm 20. Kom ek bid vir ons, bid vir my hart, bid vir julle harte dat ons hierdie woord sal ontvang. En dan spring ons in en kyk vir die Here vir ons wil sê vanoggend. Kom ons bid saam. Almagtige God, Papa Vader, kom en berei ons harte voor vir hierdie jaar met hierdie boodskap. U weet wat ons nodig het. U is die enigste een wat weet wat kom. En so gee ons nou, rus ons nou toe met hierdie woord. Gee vir ons sielskos vir die jaar wat voor ons lê. Tel ons op daar waar ons is. U weet waar ons elkeen is. Tel ons op en ontmoet ons daar waar ons is en praat persoonlik met ons. Ons weet u doen dit deur die Gees. Ons weet u is hier en ek bid dat ons harte so aanvanklik as moontlik sal wees vir dit wat u vir ons wil sê. Help my, gee my krag. Ek bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Aan die begin van elke jaar is daar in ons almal 'n tipe van 'n angstige afwagting. Ons almal vra die vraag, wat lê en wag vir ons hierdie jaar? Ek het afgekom op 'n interessante studie en hier's net vir tydsondhalwe 'n opgesomde kort weergawe. Maar basies hierdie studie het gegaan oor presidente en hulle spesifieke adviseurs. En hierdie adviseurs se werk en se rol is om basies voorspellings te maak.
kyk na die tendense van die jaar wat kom en die jare wat kom en hulle gee dan vir die presidente advies op die basis wat van hulle sê gaan gebeur en hulle werk is om die president in 'n goeie posisie te posisioneer dat hy goed sal lei en goeie besluite sal neem. Hierdie prof het oor 'n tydperk van 10 jaar al die besluite gevat en veral die voorspellings, dit wat hulle sê gaan gebeur, alles saamgevat en in 'n studie probeer bepaal hoe akkuraat was hierdie ouens. Hoe tot watter mate het hulle regtig kon hulle sê wat kom, wat gaan gebeur? Was hulle 50% van die kere reg oor wat kom? Dis soos 'n flip van 'n R5. Jy flip 'n coin, heads, tails, 50%. Hierdie studie, ongelooflik, ek kon dit nie glo nie. Hulle was iets soos 80% van die keer verkeerd. As hierdie ouens, die slimste van die slim, as hulle 'n R5 gevat het, gesê het president, poem, flip 'n coin, chukupu, dis it's heads, sou hulle meer akkuraat gewees het as wat hulle staat gemaak het op hulle eie vermoë. Dit alles om te sê. Nie een van ons kan sê wat hierdie jaar vir ons voorlê nie. Die lewe is net te onvoorspelbaar en ek dink dit is waar ons die angs beleef. Ek dink dis hoekom ons baie keer benoud voel oor die jare. Ons het geen idee wat kom nie. Ons het net geen idee wat kom nie. Psalm 20, julle sal sien, begin daar in die Afrikaans begin vers 1 met die klein opskrif daar, in die Engels begin vers 1 met die eerste vers. Julle sal net sien, moenie daar die mekaar raak nie, maar in vers 2, in vers 1 in die Engels, vers 2 in die Afrikaans begin die Psalm vanoggend. Mag die Here u antwoord op die dag van benoudheid. Benoudheid is nog 'n goeie woord vir die onsekerheid en die angs wat kom met die begin van elke nuwe jaar. En dis wat Psalm 20 wil doen. Psalm 20 wil vir ons perspektief gee vir die jaar. Ons gaan nou hierdie uitpak, maar hier's die kort opgesomde weergawe van wat Psalm 20 ons na toe wil uitnooi. Psalm 20 is 'n uitnodiging vir ons wat benoud voel oor die jaar en dit nooi ons uit en dit sê vir ons vertrou die Here met jou jaar in gebed. Dis Psalm 20 se boodskap. Vertrou die Here met jou jaar in gebed. So kom ons klim in Psalm 20 in en ons pak hierdie bietjie uit. Psalm 20 is 'n psalm wat vorentoe kyk. Dis 'n psalm wat spesifiek geskryf is vir 'n onsekere tydperk en 'n onsekere toekoms. Oorspronklik was Psalm 20 geskryf in Israel se geskiedenis. Dit was 'n psalm gebruik vir oorlogseisoene, seisoene waar daar oorlog en onsekerheid is. Daar is nie 'n meer onsekere toekoms as wanneer die vyand op jou afmarseer met 'n swaard in die hand nie. Dis wanneer die Israeliete Psalm 20 gaan uitdruk het. In sulke tye sou die mense Psalm 20 se woorde gevat het en hulle sou dit gebid het as 'n seëngebed oor die koning. Die koning moet uitgaan, hy moet namens ons gaan oorlog voer. Ons weet nie wat kom nie, ons weet nie wat gaan gebeur nie. Die angs hang dik in die lug. Hulle is benoud en dan bid hulle hierdie seëngebed oor hulle koning. Ons het die Afrikaans so mooi gelees, maar die woorde is net so mooi in hierdie konteks. Die konteks van onsekerheid en oorlog. Kom ek lees geweef vir ons die Engels, daarvan vers 1 af van die Engelse kant. Hoor hierdie, ons is in oorlog, ons bid hierdie oor ons koning. May the Lord answer you when you are in distress, anxiety, angst. May the name of the God of Jacob protect you. May he send you help from the sanctuary and grant you support from Zion. May he remember all your sacrifices and accept all your burnt offerings. May he give you the desire of your heart and make all your plans succeed. May we shout for joy over your victory and lift up our banners in the name of our God. May the Lord grant all your requests. Nou in vers 9 daar mag die koning lewe. Dit is 'n gebed vir die koning. Maar oor die eeue was dit nie net 'n gebed vir die koning wat namens ons beklei nie. Oor die eeue het Psalm 20 'n persoonlike psalm geword, 'n persoonlike seëngebed geword vir enige gelowige wat sukkel met benoudheid of angs of 'n onsekere toekoms. Vir enige iemand wat worstel, selfs dalk met 'n persoonlike oorlog, of selfs vir ons wat net bloot 2025 in die gesig moet staar. Psalm 20 was vir al die eeue 'n persoonlike seëngebed vir gelowiges. Hierdie gebed
is ook ons gebed. Ons word uitgenooi deur Psalm 20 om ons benoudheid na die Here toe te bring. Hierdie 5 versoeke wat aan die Here gerig word, is ons versoeke aan die Here. Here, hoor my gebede. Al die klein goedjies, al die groot goedjies, al die vrese, al die laat-aande skietgebede, ek's te moeg om 'n behoorlike gebed te bid, maar ek kort jou, hoor hulle. Here, beskerm ons in hierdie onvoorspelbare wêreld. Beskerm ons. Maak ons suksesvol in al ons planne en doelwitte tot eer van die naam. Hoeveel van ons het nie planne en doelwitte vir die nuwe jaar nie? Dis ons gebed hierdie Psalm 20. En laastens, gee vir ons oorwinning teen die duisende vorms van sonde binne ons en bose buite ons wat ons teekom elke dag. Gee vir ons oorwinning. Psalm 20 is 'n pragtige uitnodiging vir ons harte om vrede te vind in die Here, soos wat ons genooi word om te bid. Nie net oor ons jaar nie, maar oor ons maand en oor ons dag, oor alles wat op ons skouers gelaai word, om in gebed die Here te kom vertrou met hierdie woorde, met hierdie versoeke. Dis 'n uitnodiging om vrede te vind in die Here, soos wat ons harte oorhandig aan hom, die laste wat ons oor ons skouers bring. Die Psalm vra ons bloot net, het jy al jou jaar vir die Here gegee? Alles wat voor ons lê, al die vrese, al die angs, het jy al jou jaar vir die Here gegee in gebed? Nou, dit is belangrik om net vinnig te noem, net soos wat 'n intieme gesprek met enige persoon moeilik is, indien ek nie daai persoon vertrou nie. Byvoorbeeld, dit is baie makliker as ek nie iemand vertrou nie, is baie makliker om dalk te wil praat oor die weer of oor sport, as oor enigiets wat in my hart aangaan. Dit is dieselfde so met ons verhouding met die Here. In hierdie Psalm en eintlik reg deur die Psalms oor die algemeen, as ons regtig wil bid, as ons meer as net 'n maar dis 'n warm dag vandag, 'n verhouding met die Here wil hê, as ons meer as dit wil hê, as ons 'n werklike diep vertrouensverhouding met die Here wil hê, dan moet 'n mate van vertroue wees as ons daai intimiteit wil beleef met die Here. En elke liewe een van hierdie versoeke is daar's 'n intimiteit, daar's 'n oorhandiging wat plaasvind. Dis wat vertroue is. As ek nie die Here vertrou nie, word hierdie baie moeilik. Daar's 'n erkenning in Psalm 20. Vat net byvoorbeeld vers 2. In die Engels is dit, in die Afrikaans is dit vers 2. Kyk na vers 2 in die Afrikaans. Daar's 'n oorhandiging wat plaasvind en daar moet 'n vertroue wees vir dit om te gebeur. Hy sê in vers 2, as die Here my nie beskerm in hierdie jaar, so onvoorspelbaar soos wat die lewe is, as die Here my nie beskerm nie. Daar's te veel dinge wat kan verkeerd gaan vir my om daai las op my skouers te dra, om te dink aan al die diewe, al die karongelukke, alles wat moontlik kan verkeerd gaan, as ek daai las op my skouers dra. Maak dit vir my sin dat ons hierdie jaar benoud en angstig binne gaan. Maar vir my om daai hartse sorge en vrese, wat ook al dit mag wees vir jou, vir my om dit te deel met die Here, moet daar 'n mate van vertroue wees. Anders te bly hierdie gesprekke wat ons met die Here het oppervlakkig. Daar is iets wat ons intentioneel moet doen aan die begin van elke jaar, maar eintlik elke dag, elke maand, maar soos wat ons hierdie jaar antisipeer, ons word uitgenooi om hierdie gebede te bid. Om hierdie vertroue binne te gaan in gebed. Maar dis ook nie net iets wat ek een keer 'n jaar doen nie. Ek sien 'n houding van afhanklikheid in hierdie woorde. Dis nie 'n once and done ding, ek het nou gebid oor my jaar en ek gaan aan nie. Ek sien in hierdie digter 'n afhanklikheid wat sê nee, wanneer my angs weer kop uitsteek, wanneer daai vrese weer oor my kom en dit wen my, wanneer die gesprekke in my kop weer te swaar en te moeilik voel, dan gaan ek maar weer op my knieë. Ek gee dit weer vir die Here, ek vertrou hom weer in gebed, ek gee dit weer vir hom. En ek erken, dis die hart van die Psalm, sonder U gaan ek dit nie maak nie, ek kan dit nie doen nie. Die lewe is groter as ek. Hierdie houding van afhanklikheid, weer eens, is moeilik sonder 'n vertrouensverhouding met die Here. Die Psalms neem aan, nie dat ons 'n perfekte verhouding het met die Here nie, maar dat ons wel 'n ware verhouding het met die Here.
anders as eerlike gebed, dit is moeilik. Ek gaan meer hieroor later sê. Kom ons gaan aan na vers 6 toe. Vers 6 is die volgende gedeelte daar. Ons wil juig oor u verlossing. Ons wil skree, may we shout for joy over your victory. En dan vers 7, now this I know, ek weet hierdie. The Lord gives victory to his anointed. He answers, hy antwoord van die hemele. With the victorious power of his right hand, sy regterhand antwoord my gebede. Die rede hoekom gebed my vertroue in God groei, die rede hoekom gebed vrede bring, is omdat God werklik gebede beantwoord. He answers, hy antwoord. Ek wil juig, ek wil jubel, ek wil skree. Almal moet hoor oor wat die Here gedoen het. Hy antwoord, sy regterhand werk vir my. Ek hoor so baie mense praat van gebed as 'n tipe van 'n sielkundige oefening. Ja, dis daar om jou te laat beter voel. Ja, maar nee, dit is 'n wonderwerk. Dit is nie net 'n sielkundige oefening nie. Gebed bring vrede, want dit gee vir my 'n geleentheid om die wonderwerkende goedheid van God te beleef. Hy antwoord regtig egte gebede. Hy skuif regtig erg groot en klein berge in my lewe. Sy regterhand, dis 'n teken van 'n werkshand, die hand wat nie net regeer nie, maar die hand wat uitstrek en werk. Sy regterhand breek in ons lewens in wanneer ons bid. Hy kom in en hy verander en hy sorg en hy beskerm op maniere wat net kan beskryf word as wonderwerke. Wanneer ons bid, wanneer ons Here vertrou met ons jaar, met ons maand en met ons dae, gebeur goed wat menslik net nie kan verklaar word nie. Baie meer as net 'n sielkundige oefening. Hy antwoord. Daar is hier in ons kerk onder julle duisende getuienis oor die jare van hoe God sy regterhand uitgestrek het om dinge te verander en te werk en te verlos in julle lewens. Daar is wêreldwyd miljoene getuienisse van onverklaarbare gebede beantwoord deur ons God. Ek het gedink aan hoe om hierdie te illustreer op 'n unieke manier en dalk was dit 'n fout, want hierdie is 'n redelike unieke manier. Dis nie 'n perfekte manier enigstens nie, maar ek wil probeer. Sal julle my 'n kans gee om hierdie te probeer illustreer? Ek wil vir julle 2 baie ingewikkelde en akkurate en gedetailleerde grafieke wys oor my lewe. Okay. Dis nie eintlik enigstens akkuraat of ingewikkeld nie, maar dis 'n illustrasie en so bear with me vir 'n oomblik. Hier's die eerste grafiek. Hier's 'n manier om net te probeer verduidelik wat ek dink Psalm 20 ons na toe uitnooi. Sien julle, elke keer in my lewe, baie akkuraat, baie wetenskaplik, okay? Elke keer in my lewe wanneer die Here 'n gebed beantwoord het, is daar 'n kolletjie op die grafiek. Okay? Dit is enigiets, klein of groot, hy antwoord 'n gebed. Klein getuienis, hy tree in, hy werk iets uit, hy beskerm, hy sorg, kolletjie op die grafiek. Nou, kan julle sien, al klaar wil ek erken, hierdie is ver van perfek af. God se genade is soveel groter as enigiets wat ek kan droom of oordink. Daar's 1000 kolletjies daar, ek weet net nie van hulle nie. Okay, maar hierdie is waarvan ek weet, okay? Elke kolletjie op hierdie grafiek is God se antwoord op gebed. Nou, hier is my ervaring, hier is wat ek dink Psalm 20 probeer sê. Wanneer ek myself vind in 'n gebedlose seisoen, vir wat ook al rede, is baie redes hoekom ons gebedloos is. Dan ervaar ek, hou gou daai ene op waarvan ons spied, dan ervaar ek minder kolletjies in my lewe. As God my gebede beantwoord, die min wat ek bid, dis wat ek sien. En as hy werk teen spyte van my gebedlose lewe, as ek in 'n gebedlose seisoen is, mis ek daai genade ook. Ek's blind vir die goedheid van die Here. Ek sien min kolletjies in my lewe. My vertroue in hom neem af. Ek werk dinge uit in my eie krag, ek's moeg, ek's verseker meer angstig. En ek is geneig om te sukkel om ander te vertel van sy wonderdade. Vers 6, ek juig nie oor alles wat hy doen in my lewe nie. Dis moeilik, dis swaar.
Maar wanneer ek myself vind in 'n seisoen waar vir wat ook al rede ek baie bid, baie staat maak op die Here, gereeld hom vertrou vir groot en klein goed in my lewe, baie keer is dit eintlik maar 'n oorlogsseisoen, nee, dis wanneer ons op ons knie is, meer as ooit. Dan, wanneer ek myself in daai seisoen vind, soos wat ek altyd moet wees, afhanklik, daagliks, dan sien ek die kragtige hand van die Here oral. Dis die tweede grafiek. Dis hoe my lewe dan lyk. Okay? Oral. Hy's oral betrokke. Hy's oral besig om dinge uit te werk vir my. In die groot, en ek sien baie meer kolletjies. Nou, dis net 'n illustrasie. Ek is nie perfek nie, maar dis my ervaring. Dis wat ek dink Psalm 20 vir ons sê. He answers. Hy skree met selfvertroue. Hy antwoord my gebede. Hy werk regtig in my lewe. En wanneer ek hierdie beleef van my God, dan voel ek veiliger. Ek voel rustiger. Ek voel vrede. Ek wil meer praat oor die wonderdade van my God, want ek sien hulle daagliks in die klein en groot goed van my lewe. Dan lyk my lewe so. Ek sien kolletjies oral. Asseblief moenie verkeerd verstaan nie. Ek sê glad nie God beantwoord al my gebede nie. Hy sê nie ja en amen vir alles, asof natuurlik nie. Maar ek ervaar soveel meer van hom in 'n gebedvolle seisoen. Jesus se bekende woorde aan ons was: You have not, because you ask not. Ek wou 100% seker gemaak, dis nie net ek wat hierdie ervaar nie. En toe gaan soek ek 'n aanhaling en ek kom af op John Piper se eenvoudige bekende woorde. Hy's 'n betroubare pastoor vir meer as 30 jaar van sy lewe en hierdie was sy getuienis. Lees saam met John Piper. Prayer causes things to happen that wouldn't happen if you didn't pray. Die punt is, wanneer ons bid, antwoord hy wel. Sy regterhand werk vir ons. Dalk nie altyd soos wat ons wil hê nie, maar hy antwoord. Hy werk, hy tree in. Hy word betrokke in ons lewens op 'n manier wat net nie moontlik is in 'n gebedlose seisoen nie. Maar hoor weer, hy is altyd getrou. Hy werk altyd, ten spyte van my, in 'n gebedlose seisoen of 'n gebedvolle seisoen, hy werk altyd. Dis hoe goed ons God is. Maar die realiteit is, die skrif sê vir ons, hy werk meer. Hy doen meer wanneer ons in afhanklikheid lewe teenoor hom. Die misterie en die wonder van die voorreg om 'n kind van God te wees is dat ek die voorreg het om in my gebede die regterhand van God te aktiveer. Dis die voorreg van 'n kind. Ek kan hom pappa vra en hy luister. Dis die voorreg van om 'n kind van God te wees. Maar ek weet dit is nie so eenvoudig nie. Hierdie is die wonder van gebed en ons almal kan getuig. Maar hoekom is dit dat ons baie kere vir lang seisoene in gebedloosheid val? Wat is dit wat ons weghou van die wonder van hierdie geskenk wat God ons gee in gebed? Wat trek ons gereeld gebedloosheid toe? Kyk na vers 7 in die Afrikaans, vers 8 in die Engels. Party beroem hulle op strydwaans, ander weer op perde, maar ons beroem ons in die naam van die Here. Ek hou van die Engels, want Engels bring weer daai idee van vertroue in die prentjie in. Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. In Dawid se tyd, hoe het nasies oorloë gewen? Deur meer militêre mag, meer perde en strydwaans. As jy meer perde het as ek, gaan jy wen. Maar Dawid maak 'n radikale punt hier. Hy sê dis nie hoe Israel gevegte gaan wen nie. Ons het iets wat die ander nasies nie het nie. Ons het gebed. Ons vertrou nie op strydwaans op perde nie, ons vertrou in die naam van die Here. Ek wonder, ek weet nie. Ek wonder of Dawid nie sy geveg met Goliat in gedagte gehad het, soos wat hy hierdie geskryf het nie. Toe hy daar opdaag met 'n ketty en Goliat se magte manne agter hom en sy groot swaard, en hy sê vir Israel, dit was nie ek wat daai dag gewen het nie, dit was gebed wat daai dag gewen het. Dawid sê ons, die mense van Israel, die mense van God, ons wen deur gebed en vertroue.
Ons wen deur staat te maak op die soewereine, almagtige God, van wat ons Vader kan noem, op sy regterhand. Ons gaan daarop staat maak. Ek weet nie of julle daai, ek weet nie wat mense dit noem nie, ek dink hulle noem dit soos die trust game, die vertroue speletjie. Dis soos 'n team building ding wat hulle baie keer doen, en dan moet jy so op 'n verhoog staan, en dan moet jou span nou daaronder staan, en jy moet met jou rug na hulle toe net val, en jy moet hulle vertrou om jou te vang. Aaklag. Dis nie team building nie, dis team breaking. My ervaring was, daar's gewoonlik, no offense, maar daar's gewoonlik 'n paar dames gewees wat my moes vang, en hulle meer vreesbevange gelyk as ek, om my te vang, en nou moet ek hulle vertrou, om my te vang. Aaklag. Die punt is, ons default factory setting, is nie om die Here te vertrou nie, maar om in onsself te vertrou. Die sonde van Adam en Eva was om hulle self op die troon te wil sit, om hulle eie konings te wees, om op hulle eie 2 voete te staan, nie om te val in die hande van die Here en te lewe in afhanklikheid van hom nie. Dis nie wat hulle wil doen nie. Ons default factory setting, die sonde in ons hart, die daaglikse stryd wat ons beklei is, nee, ek wil op my eie 2 voete staan, ek wil self sorg, ek wil self beskerm, ek wil self oorwin, ek wil my naam groot maak. Ons vertrou in ons eie vermoë, in ons geld, en hierdie goed is ons perde in strydwaans. Ons beroem hulle daarin, ons vertrou in daai goed. Vertroue in perde in strydwaans maak gebed dood. Want gebed is in sy essensie 'n neerval in die hande van die Here. It's an act of trust. En as ek op my eie 2 voete sterk staan en trots, hoekom sal ek wil neerval in die hande van die Here? Gebed is in sy essensie 'n vorm van afhanklikheid. Dis 'n nederige erkenning dat ek nie kan nie. Gebed is om te val in die betroubare hande van die Here. Maar ons wil liewer op ons eie 2 voete staan. Wat ek nou wil probeer verduidelik, dink ek is ontsettend belangrik. Om op God te vertrou, werklik om op God te vertrou, en agteroor te val met die wete dat hy jou gaan vang. Dit is iets wat die eerste keer gebeur die dag wat ons bekeer, wanneer ek van 'n ongelowige beweeg na 'n gelowige toe, wanneer ek 'n gelowige word, ek bekeer van my sondes, ek val en vertrou dat Jesus my sonde wegwas en my skuld betaal. Hy hang op daai kruis in my plek. Dis 'n vertrouensstap om te rus in dit. Maar dis nie 'n blinde geloof nie. Dis nie asof ek eintlik agteroor val nie. Dis nie heeltemal dieselfde as om nie te weet wie my gaan vang nie. Ons moet val, hoor my, 'n vertrouensstap tot bekering, dit is 'n val wat moet gebeur. Ek moet 'n kans vat op die Here, maar die Here gee my elke liewe moontlike waarborg dat hy my gaan vang. Sien julle in vers 7 daar in die Engels praat hy, but hy verklaar, we trust in the name of our Lord. Kyk hoeveel waarborge gee die Here ons, dat hy ons gaan vang. Wat is God se naam? Dawid het heel moontlik Exodus in gedagte. Toe God sy naam openbaar aan Moses. Kyk, lees saam met Exodus 34 vers 5 en 6. Toe God homself enigiets kon noem, hierdie is die naam wat God openbaar aan Moses. Then the Lord came down in the cloud and stood there with him and proclaimed his name, Yahweh, the Lord, the God of compassion and mercy. I am slow to anger and filled with unfailing love and faithfulness. Dis wie ek is. Ek gaan jou vang. Ek gaan jou vang. Toe God die geleentheid gehad het om homself enigiets te kon noem, toe noem hy homself dit. Ons kom uit die vakansie uit met soveel skuld, soveel sonde. Ons kan nie glo die Here wil my gebede beantwoord nie. Ons kan nie glo die Here wil my vergewe vir dit wat ek aangejaag het nie. Hy wil. Dis wie hy is, in sy essensie. Hy is stadig om kwaad te word, vol genade. En hy bly getrou. God bewys oor en oor, nie net in verse soos hierdie nie, maar in die Nuwe Testament. Tot op die uiterste in Jesus Christus sien ons dat God vir ons waarborg, dat as ons val op hom, gaan hy ons vang.
Ek het genoem dat hierdie Psalm gebruik was om vir konings te bid. Soos wat hulle namens die mense moet uitgaan om oorlog te voer. Dawid was 'n koning, Jesus was die koning. En op die aand toe hy verraai was, die aand toe voor hy moes gaan oorlog voer om die dood en sonde namens ons te oorwin, was daar niemand wat vir hom gebid het nie. Ons lees dat toe hy na sy disippels toe gekom het, het hulle almal gelê en slaap. Hy was alleen voor die grootste stryd in die geskiedenis van die mensdom, en tog. Jesus, wat God se liefde aan ons kom bewys, hy het laat die dood en die duisternis hom insluk. Hy het op homself ons sondes geneem en hy daar gesterf in ons plek, sodat hy nou, as ons opgestaande verlosser vir ons kan intree, en hy tree vir ons in. Hy staan nie net as 'n bewys van God se vergifnis en genade nie. Die Nuwe Testament sê, die een wat nie voorgebid was nie, bid nou vir ons. Romeine 8 vers 34, hy sit aan die regterhand van die Vader, daai selfde regterhand wat die gebede beantwoord wat jy na die Here toe bring, hy sit daar en hy bid vir jou nou. Dit is God se liefde vir ons bewys in Jesus. Ons val nie blind in God se hande nie. Hy wys ons hoe veilig ons is in hom. Daar is nie meer wat God vir ons kan gee om te kan bewys dat hy ons nie in die steek gaan laat nie. Daar's nie meer wat hy kan doen nie. Hy gaan jou nie laat val nie. Hy het nog nooit nie. Hy gaan nie hierdie jaar nie en hy sal dit nooit doen nie. Hy het jou. Ek noem al hierdie want soos wat ek vroeër genoem het. Ek noem al hierdie want dit is baie belangrik vir ons om te onthou dat as ons 'n dieper verhouding wil hê met die Here as waar ons net oor sport en weer praat oor hom, as ons meer as dit uit ons verhouding met die Here wil hê, dan moet ons eerste stap wees om te glo dat hy my wil vergewe in Christus. My eerste stap moet wees om te wil glo dat hy in verhouding met my wil wees en dat hy alles gedoen het wat nodig was in Jesus sodat ek 'n diep, intieme, afhanklike verhouding met hom kan hê. Soveel so, hy nooi ons uit om hom Vader te noem. Wat se pa gee vir sy kind 'n slang as hy vra vir 'n brood? Ek het daai twee gemeng, ek dink dit is 100% reg nie. Maar julle verstaan. Ek dink is brood en 'n klip en 'n slang, is fyn. Hierdie bly die eerste noodsaaklike stap in 'n vertrouensverhouding. As ons 'n werklike vertroue wil hê in God, dan moet hierdie die noodsaaklike eerste stap wees om Jesus se liefde te beleef. Anders gaan, as ons nie besef hoe veilig God se hande is nie, gaan ons wil staan op ons eie twee voete. Ons gaan bly staan en nooit val nie. Ons gaan staat maak op ons perde en op ons strydwaans. Ons gaan altyd veiliger voel in onsself tot ons nie besef hoe groot en almagtig en hoe liefdevol daai God is in wie se hande ons moet val nie. Die eenvoudige vraag dan is, het jy al daai stap geneem? Voor jy bid oor jou jaar, voor jy in afhanklikheid probeer steun op die Here, het jy al hierdie liefde beleef? Het jy al gaan val en gaan rus in dit wat Jesus vir jou gedoen het? Besef jy die radikale liefde wat daar lê en wag? Daar is geen ander vrede op aarde as daai vrede nie. Niks anders kom naby daai vrede nie. Vir ons wat al reeds daai stap geneem het, vir ons wat al lank op hierdie Christelike paadjie is en ons kom terug van vakansie af en ons voel dieselfde, ons voel die angs. Ons weet nie hoekom God nie my gebede beantwoord het laas jaar soos wat ek wou gehad het nie. Vir ons bly die boodskap presies dieselfde. Die res van ons Christelike lewe is 'n lewenslange strewe om ons oë in geloof op Jesus te hou. Ons moet weer hierdie jaar gaan val op Jesus en weer gaan rus in daai liefde. Ons moet vertrou in sy radikale liefde wat ons waarborg. Al het hy nie gebede beantwoord soos wat jy wou gehad het nie, hy bly net so liefdevol. En hy is besig om te werk, al sien ons dit nie soos wat hy dit sien nie. Al verstaan ons nie dinge soos wat hy dit verstaan nie. Hy het gehoor en hy is besig om te werk en te bid vir jou.
Vrede kom wanneer ons besef. Dis net iets wat die evangelie kan doen. As ons sien hoe veilig ons is in God se hande, dan vir die eerste keer in my lewe kan ek besef, ek kan al my perde verloor. Ek kan alles verloor, ek kan my werk verloor, ek kan alles verloor. Jesus se liefde bewys. Hy gaan op een of ander manier vir my sorg. Ek hoef nie te weet hoe nie. Dis my God. Wanneer ek dit besef, vrede, die jaar kan enigiets na my toe bring. Ek het 'n vrede wat die wêreld se verstand te bowe sal gaan. Vir ons wat sukkel om te bid, of wat voel ons bid nie genoeg nie, en ons voel bietjie skuldig daaroor, Jesus bid nou vir jou. Dit verstom my, maar dit hou net nie op nie. Sy liefde hou net nie op nie. En soos hy vir jou bid, roep hy jou nader om weer te kom bid. Om te kom vertrou met jou jaar, jou maand en jou elke dag. Dankie Jesus. Ek sluit vir ons af. As ons perspektief soek vir die jaar, is hierdie 'n kragtige herinnering. Laasweek het gegaan oor die krag en die beeldskoonheid van om God te leer ken deur sy woord. Hierdie week gaan oor die krag en 'n herinnering van die wonder van gebed wat vir ons gegee word, om hom te vertrou met ons jaar in gebed. En ek wil afsluit met Efesiërs 3 vers 20. He is able to do far more abundantly than all we can think or ask. Kom ons vertrou en rus in daai woorde vir 2025. Kom ons bid saam. Almagtige God, Papa Vader, ons bid hierdie woorde. Kom beskerm ons hierdie jaar. Kom tree vir ons in hierdie jaar, kom wys u goedheid soos wat u regterhand berge kom skuif in ons lewens. Vir ons wat nog nie daai eerste stap geneem nie, kom breek deur ons harde harte. Oorweldig ons met die liefde en genade. En kom verander ons hierdie jaar. Maak ons nuwe mense. Mense wat nie op ons eie 2 voete wil staan nie, maar wat ons self wil neergooi in die goeie hande. Vir ons met baie angstighede, baie vrese, kom help ons om u te vertrou en te rus in 'n vrede wat ons verstand nie verstaan nie, 'n vrede wat ons oorweldig. Mag ons hierdie jare mense wees wat bid. Mense wees wat 'n lig is vir 'n wêreld wat nie God soos ons het om op staat te maak nie. En mag ons aan die einde van hierdie jaar u wonderdade verklaar en jubel en juig die hele stad om, dat mense sal kom om hulle vertroue ook in hierdie Here te kom plaas. Soos wat u goedheid aan ons bewys. Kom doen hierdie werk in ons lewens hierdie jaar. To him who is able to do far more abundantly than we can think or ask. Bid dit in Jesus se naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.